Goedemiddag en welkom weer terug hier bij ons. Ons het vandaag vir meneer Vincent Moos hier bij ons in die atelier. Vincent is 'n oud afrigter van Progress Rugby Club in Rosemore. In Progress vier vanjaar hulle 80ste bestaanjaar. En ek het gedink het goed gedink om vir Vincent te vra om bietjie met ons te kom gesels oor die klub se geskiedenis, veral nadat Dr. Hendrik Snyders verlede week na die klub se 80 jaar verwys het. En Dr. Hendrik Snyders het klem opgelê dat julle erfenis, jy weet, moet behou bly en moet opgeteken word, daar moet foto's wees, daar moet oor gepraat word, jy weet, vir die nageslagte wat nog kom. So Winnie, as jy nie omgee as ek jou op jou noemnaam noem nie, baie welkom hier by ons. Ek voel al reeds welkom. So ek gaan sommer wegspring. Winnie, kan jy vir ons meer vertel van die geskiedenis van Progress Rugby Club? Ja, beslis. Ek is nou nie 80 jaar oud nie, maar ek dink ek is betrokke by Progress vir meer as die helfte van hy 80 jaar. Maar om terug te gaan in die begin, waar die klub gestig is, en baie verskillende mense het verskillende weergawe van waar dit begin het. Maar volgens my informasie het dit begin in die Rooms-Katholieke St. Mary's, Vader Kost. Dan is daar seker familiename wat genoem is rondom die tyd, soos onder andere die Boysens, Canaries en sovoorts. So almal daai mense was betrokke daai tyd by die stigting van die klub. En dit was uiteraard begin om jong mense besig te hou, eintlik jong mense van die straat af te hou, dink ek. En dit was nog altyd Progress se uitkyk, of in my tyd toe ek afgerig het dit meer gegaan oor die persoon, om die persoon 'n beter mens te maak, en so kry jy ook 'n beter produk op die veld. Alles wat beplan was uit en uit om die persoon te verander. Sy lewensuitkyk te verander. Ek kan verskillende voorbeelde maak van spelers in my tyd wat byvoorbeeld met niks by Progress aangekom het nie. Hulle is vandag getroud met families, bly in hulle eie huise en is vooruitstrevend. Die klub het beslis 'n groot rol gespeel, jy weet, nie net op sportgebied nie, maar ook in sy gemeenskap in self. Nou, dit bring my nou tot die vraag, jy het op 'n baie vroeë ouderdom, jy op senior vlak begin speel. In 1980, jou matriekjaar, was jy by SVD Federasiespan, was jy vir daai span gekies. En in dieselfde jaar vir SARF se Kruiwenweekspan. Kan jy vir my 'n bietjie terugvat daartoe, ook net voordat ons weer terugkom na Progress se geskiedenis? Ons bietjie in jou geskiedenis ingaan. Ja, ek glo absoluut daarin, alles gebeur met 'n doel. En dit was presies so. Ek was 'n bietjie frustreerd op hoërskool, omdat ek nie in aanmerking gekom het vir enige skole provinsiale. Ek het nie provinsiale klere op hoërskool gehad nie. En dit was as gevolg van my keuse by sportaffiliasie, die keuse wat ek gemaak het. Maar dit het my 'n geleentheid gegee om op 'n vroeë ouderdom vir Progress buiteklub rugby te speel. En wat my ook, ek het baie goeie afrigting gekry, en ek dink ek spesifiek aan mense soos Henny Becker, Davie Snyman, so Colin Beck, ou WP spelers. So en dit het my geweldig gehelp in my rugbyloopbaan vorentoe. En so jy het vir Progress se A, B en C spanne, het jy in jou speel daar, jy vir hulle uitgedra? In daardie tyd, dis nogal interessant, vandag is afrigters of coaches, soos hulle dit noem, is 'n groot ding. En dis die eerste ou wat val wanneer iets verkeerd loop by 'n klub. Ja, beslis. Maar daardie tyd was coaches nie eintlik so belangrik in 'n klub. Die spelers kon by mekaar kom en eintlik alleen oefen. Maar omdat ek baie fiks was en gesond was, het spelers, selfs ouer spelers, het baie respek vir my gehad. So hulle het my toegelaat om hulle te coach basically, want
Kyk, my ouer broers kon eintlik my pa gewees het. Jy is 'n laat lammetjie. Ja, ek is die jongste van 6 broers. En ons was 3 wat gespeel het vir Progress en een van ons het ook Silvercup vir Progress gespeel. En ons het so langs mekaar gespeel, nommer 9, nommer 10 en dan nommer 12. Okay. en ja, so rugby is maar in ons bloed. En ons het almal by Progress begin, maar daar's ook 'n interessante storie rondom my oudste broer, Andrew. Hy is nou al oorlede, nou onlangs oorlede. Ek het hom eintlik slaaps gevolg. Hy is eintlik een van my rugby idols gewees. Eintlik 'n baie goeie speler gewees. Hy het 'n bynaam gehad, Jockey Johnson, omdat hy so gevaarlik getackle het. Sy ander bynaam was Dorings, want hy steek jou. Ja, so hy was op laerskool, het hy begin rugby speel en as gevolg, omdat ek hom sien speel het ek ook die belangstelling begin toon. So ek het hom basically, en ek was bevoorreg om eintlik op 'n jong ouderdom saam met hom in een span te kon speel. 'n heeltemal ander generasie van vandag. Ek noem hulle amper, hulle was amper soos heersoldate, hy en die hele groep. En ek dink ek aan manne soos Jan Goldman, Men Klaasen, dis almal ou manne wat my pa kon gewees het. Ja. En ek moet ook vir jou sê, nou so gepraat van die ou man, as ek nou kyk, jy weet toe in die 80er jare, voorsitterskap, dan sien ek name hier wat ek nou herken. Jy weet om Dawie Koort, Pieter Tyd, Sydney en Pikes Boysen. Hulle het die boottoon aangevoer, jy weet, by Progress. En jy was bevoorreg genoeg geweest om saam met hy, of onder hulle voorsitterskap. Geweldig baie leiding by hulle gekry. Ek dink byvoorbeeld aan Pieter Tyd. Hy kan my op 'n Sondagmiddag op 'n uitstappie sien, dan stop hy by my en vra hoekom oefen jy nie? Ja, en dan kyk, niks is perfek nie. Maar daai manne het alles gegee vir die spel. Hulle het hulle pad uitgegaan om die klub gesond te hou. En 'n mens leer mos nou maar uit jou foute. Ja, nou ja. En ek dink hulle families was ook seker baie afgeskeep. En ek is dankbaar. Ja, maar daar gaan baie tyd om 'n afrigter te wees, gaan baie tyd op die veld in. En 'n tyd wat jy gewoonlik maar van die huis af weg is. Iets wat ek wil graag wat ons kan oordra aan die jonger geslag spelers van vandag is juist daai commitment. Ek praat ek nie net van Progress, ek praat van coaches oor die algemeen. Hulle kry geweldig swaar omdat spelers het nie meer daai commitment en toewyding van destyds nie. Destydse spelers, en hier praat ek nou van die Goldmans en die Klaasens en die Boysens. Daai manne, daar was nie sportgeriewe soos van vandag nie. Ek wil amper sê 80% van die oefening het bestaan uit fiksheid. En 20% het bestaan uit... Seker baie gehelp het om my 80 minute op die veld vol te hou. Geweldig baie. Nou wil ek so 'n bietjie spring in 1994, met die eenwording, Progress is gerelegeer. En dan kom die name soos Nico Koort, Hugo Harris, Virgil Las, en dan wie sal nou ooit vergeet, jy weet 'n ou soos Victor Kouter. Ek het baie keer as ons wedstryde gespeel het, jy weet in Evergreen speel teen Progress, dan vra ek ook vir myself, het die oom dan nou nog nie sy stewels opgehang nie? Maar ek meen, Kouter het tot op 'n baie laat ouderdom toe, het hy nog uitgedraf, en hy het teruggestaan vir geen speler, het maak nie saak hoe jong of hoe groot hy jonger spelers was nie. Net voor sy dood. Het hy nog 'n golden oldie game gespeel op Outeniqua Park. Ja, nee, kyk, hy was nou, ek dink hy is nou een van die ouens wat baie mense sal onthou. Ek dink baie jong of spelers wat met hom gespeel het, onthou hom uit hulle kinderjare uit en tog het hulle die geleentheid gekry toe hulle self groot mense is om nog saam met hom te kan speel. Die interessante ding was toe Victor hier in Rosemore aanland. Ek dink hy kom uit Heidelberg se wêreld uit. Toe was hy so maar lang klonkie gewees. En hy het vir Progress onmiddellik kom rugby speel en so het hy
Hy het 'n gevreesde man op die veld Ja, geword. ja. En selfs toe hy ouer was en nie meer alles kon doen, het ek hom gekies, want hy hou 2 tot 5 manne besig. Besig op die Ja, op die veld. veld. En uitdagings wat die klub oor die jare gehad het en hoe julle dit oorkom het in jou tyd daar toe jy nog afrigter was? Ek dink die uitdagings is oor die algemeen by alle klubs dieselfde. Dit is maar hoe die leiers van elke klub dit hanteer. Geld is 'n probleem. Spelers dink dat klubs maak geld. Maar hulle maak nie, en as jy gaan kyk aan die uitgawes. Baie keer word die geld nie reg bestuur nie, maar dit is 'n ander saak. Ons kan leer. maar geld is 'n groot probleem. En dan ook die spelers, nie almal in die klub is behoeftig nie. Ja. Baie het hulp nodig en dit vat aan die leiers van die klubs, want hulle moet baie keer in hulle eie sakke vat om spelers te kan help wat net in 'n beter space is. En dit is maar reg oor, jy weet, klub rugby. Dit is reg oor ja. klub. Hulle is 'n vriendin van my altyd gesê, jy weet, is 'n universal problem. Ja. So dit is iets wat vir alle klubs 'n Ja. uitdaging is. Maar gelukkig is daar rondom die klub is daar altyd goeie supporters en Progress is ook geseënd met goeie supporters en ek Hou by die blou CD. ja, en ek wil eintlik op hierdie platform vra dat hulle geweldig die klub moet ondersteun want hulle het geweldig hulp, finansiële hulp, geestelike hulp, enige hulp wat hulle kan aanbied. En baie mense dink hulp gaan net oor geld, maar net 'n positiewe woord is seker van die grootste hulp. Want nie almal van die spelers, amptenare is mentally sterk genoeg. En ja, as jy daarom net 'n klap op die skouer kry, ja, gee dit jou die moed om vir die volgende week of maande aan te gaan. Ek wil ook net bysê is dat as ons kyk na die geskiedenis van Progress, waar Progress begin het op die kerkgronde. En dit is waar Progress al die jare staan, die geloof. Dit is God eerste. En my beginsel altyd, of waar ek altyd elke seisoen begin het, is voordat ons vat aan die bal. Kom al die spelers en amptenare bymekaar in 'n saal iewers. Ek kry dan verskillende geestelike leiers, ja, om die spelers te kom toespreek, ons bid. En dit is, ek wil die storie vertel, kan ek maar? Ja, vertel ek vir jou, né? Onder voorsitterskap van, ek kan nou nie jaargetalle nou nie van, maar van Clive van Rooyen, het ons so 'n byeenkoms gehad. En ons het in 'n sirkel gestaan en ons het gebid. En terwyl ons bid, of terwyl ek gebid het, toe weet ek, en dit was die jaar toe hier Nico Kortele en Hugo Harris hulle gespeel het, en hulle het eintlik die promosie relegasie wedstryd gewen daai betrokke jaar. Dit moet hier in die 90's wees. En ek sal dit nooit vergeet, het ek die prentjie gekry, en dit was in Januarie. Het ek die prentjie gekry terwyl ons bid, of terwyl ek bid, dat ek sit onder en my voorsitter Clive sit bokant my op die ou Teniqua Park, en toe die eindvletjie blaas, toe kyk ek om aan hom en hy het sy kop so geskit. Hy het sy kop geskit. En dit het presies so gebeur. Presies 'n paar maande later, toe ons die finaal speel op Teniqua Park, wen ons en ek kyk op en Clive kyk my. Ek het nooit vir iemand daarvan vertel nie. Ek het eers daarna daarvan begin praat toe dit werklik so gebeur. So daai visie het ek gehad. Ja, want natuurlik Progress het onder jou afrigterskap, as ek dit nou so kan noem, het hulle 3 keer was hulle 3 keer die wenners van die SWD Premier Liga, of die groot uitdagbeker soos wat dit voorheen bekend sou staan. En dit was alles onder afrigterskap van jou gewees. Dankie vir die kompliment, maar ek kan dit nie alleen vat nie. Ja. Natuurlik jy te span, maar ja, jy was aan die einde van die dag was jy die afrigter gewees. Ek wil graag net die storie vertel van Rentel Geduld. Hy was die voorsitter op 2017. Ek het aan die begin van die seisoen vir hom gesê, kry die drome reg. Ons gaan na die finaal gaan ons Housemoor Sportgrond toe kom en ons gaan braai. En dit was in Januarie en dit het presies so gebeur. Ja.
Dan wil ek vir jou gevra het spelers wat uit Progress uitkom, die wat jy nou kan van onthou. Wat hulle rugbyloopbane verder gevat het. Wie kan jy onthou is van hy spelers? As die hele paar, ek dink nou spesifiek aan Eden Meyer. Hy was gekies vir dit was nou in die apartheidstyd nog gewees, toe die Protea span gekies het. Hy was gekies vir die Protea span, wat eintlik maar die anderskleurige nasionale span was. Suid-Afrikaanse nasionale span was. Hy het later vir Namibië se nasionale span gespeel. Dan was daar Patrick T, SA skole gespeel. Ek en hy was die Progress se twee centers. Okay, wat dan in hy span gespeel het. Wat vir jare oorheers het. Ja, dan Virgil Luss, ja, ek dink hy het vir die Luiperds gespeel en dan ook SBD, toe was dit nog eens SBDA tussen die volstruisboere. Ek onthou vir Jeremy Plaatjies. Ja, uitstekende speler. Joseph Fortuin en 'n spoedvraag. Ja. En dan Zogianti. Ja, dit is 'n man met 'n inteendeel. Jy sal nie glo nie. Hy het my vanoggend gebel. Toe sê hy het sit in TV kyk, toe dink hy aan my, toe bel hy my. Hy wil hê ons moet gaan koffie drink. Gaan koffie drink. En hy's 'n wonderlike mens, 'n mooi mens. Hy het hier gekom met niks in George. Hy's getroud vandag, gelukkig getroud en bly in sy eie huis en is vir my mooi in 'n goeie werk. Is vir my mooi om te sien hoe mense voor jou oë kan ontwikkel en sy persoonlikheid verander nie. Ja. Nee, beslis so Winnie, baie dankie jy jou tyd uitgekop het om vandag 'n bietjie met ons te kom gesels hier oor die klip en 'n bietjie oor die geskiedenis. En ek dink soos wat jy vroeër gesê, jy weet mense kan boeke skryf oor Progress en dit is regtig vir my lekker om jou hier te hê en veral na aanleiding van Dr. Snyders want hy het in sy toespraak na Progress verwys en die feit dat julle 80 jaar vier van die jaar en ek dink dit is tog baie belangrik nie net vir julle nie maar vir alle klubs om te weet wat die geskiedenis van hulle klubs is, waarvan af hy klubs kom, waardeur al die klubs waardeur die klub al is oor die jare, weet goeie spelers wat hulle opgelewer het. Die voorsitters is, soos ek vir jou sê, ek sien nou wie hier naam, jy weet om Dawie Kort en dan Kouter self ook. So ek hoop, ja, van my kant af dat Progress 'n baie suksesvolle paasnaweek toernooi sal hê. Ek hoop om vir Bradley in te kry binnekort dat hy bietjie meer vir ons daaroor kan vertel. Het jy enige laaste woorde vir ons? Ek wil graag van die platform gebruik maak om jong spelers aan te moedig om Progress te ondersteun, die ondersteuners aan te moedig om Progress te ondersteun in hierdie feesjaar. Elke wedstryd gaan 'n fees wees. Daar is wel 'n fees gereël vir Paasnaweek, maar ek kan beloof dat elke wedstryd gaan 'n fees wees en dat mense in hulle getalle nader kom. Hulle bywoning gaan 'n groot ondersteuning ook wees vir die klub en die klub kan help in hulle vooruitgang. Ek wil ook sterkte toewens vir die afrigterspaneel, die bestuurpaneel van Progress. Ek wil bid dat hulle vir goeie samewerking tussen hulle en dat die hulp van buitekant af sal instroom. Ja, vir hulle. Ja. So daar het ons dit nou. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het en kyk gerus uit vir meer oor die Paasnaweek toernooi wat Progress Rugby Club ter viering van hulle 80ste bestaanjaar van die jaar vier. Ek is Lizzie De Silva vir Group Editors Live.